Die Heilige Gees het God se liefde in ons harte uitgestort. Dan kan ons seker die vraag vra, hoe lyk hierdie liefde van God? Wel, die Bybel trek vir ons 'n bietjie die gordyne oop. In Johannes 1 lees ons in vers 9 tot 11 dat Jesus Christus, die ware lig, wat elke mens verlig, na die wêreld toe gekom het. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Wat ons hier lees, is dat hierdie liefde na die wêreld toe gekom het, maar dat die wêreld dit nie wou aanvaar nie. In Markus 12 vertel Jesus die gelykenis van 'n man wat sy wingerd aan die boere in die omgewing uitverhuur het. En dan stuur hy van sy slawe aan die einde van die oestyd om sy deel van die oes te gaan kry, maar telkens word die slawe weggejaag. Dan lees ons in vers 5, die eienaar het nog 'n ander een gestuur en vir hom het hulle doodgemaak. Later het hy nog baie ander gestuur. Die boere het party geslaan en ander doodgemaak. En dan staan daar in vers 6, hy het nog net een oorgehad, sy geliefde seun. Heel laaste het hy hom na hulle toe gestuur met die gedagte, hulle sal tog my seun ontsien, maar daardie boere het vir mekaar gesê, dit is die erfgenaam die, kom ons maak hom dood, dan sal die erfenis ons sin wees. Weereens lees ons hoe dat die liefde wat God na die wêreld toe gestuur het, letterlik in sy gesig vir hom teruggegooi is. En tog bly God sy liefde vir die wêreld gee. Johannes 3 vers 16 sê mos, dat God die wêreld so lief gehad het, net soos in hierdie gelykenis, dat hy sy eersgebore seun gestuur het om in ons plek te kom sterf, sodat almal in die wêreld die lewe kan kry. Ongelukkig is daar baie wat dit nie aanvaar nie. Maar terug by die liefde, lees ons in 1 Johannes 3 vers 16 en 17, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Maar dan gaan Johannes direk oor en praat van aardse besittings. Hy bedoel nie dat ons fisies ons lewens moet aflê nie. Hy sê, wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? So as jy vra hoe lyk die liefde van God, dan is dit baie duidelik, dit is omgee liefde. Dit is onvoorwaardelike liefde. Liefde sonder voorwaardes, sonder eise vir teenprestasie. Dis 'n liefde wat uitdeel sonder om terug te verwag, maar 'n liefde wat uitdeel. Ons bely dat ons kinders van God is. Kom ons wys dan ook vir die wêreld dat die liefde van God in ons harte uitgestort is. Kom ons bid saam. Here, help ons om hierdie vrug te dra, om hierdie gawe te beoefen, die beste van al die gawes, om lief te hê, om onvoorwaardelik lief te hê, soos wat U ook elkeen van ons onvoorwaardelik lief het. Dankie vir die voorreg om U kind te mag wees. Amen.